Dit is Sondag gesê en vanmôre, in die tyd toe ek siek was, as 'n mens deur diep water gaan, dan kry jy dit baie keer op 'n stadium in jou lewe nie meer reg om iets anders in die Bybel te lees, as ek kon net psalms lees. Ek het dit gelukkig op my tablet en mens kan dit highlight, merk, waar jy lees, die deeltjies wat jy dink wat vir jou besonderlik aanspreek. En hierdie is van die gedeeltes, en saam met dit Jesaja 43 'n stukkie. Nou, psalms is maklik om te kry, net na die psalms blaai nou maar net, dan kom jy by Jesaja 43, psalms Spreuke Prediker, dan kom jy by Jesaja 43, daarby staat sy 759 in my Bybel, gaan ons ook 'n paar versies saam lees. In Psalm 30, voor ons by 31 kom, lees ek daarop net enkele versies wat vir my 'n besonder betekenis gehad het, en vir die wat nie weet nie, ek het vanoggend ook gesê, ons het in die afgelope week weer toetse gedoen, en donderdag was vir ons 'n groot dag in ons lewe, toe ons donderdag aand hoor, dis nou skoon en die goggas is uit my uit, en dit gaan goed, en dankie vir almal se voorbidding. Vers 2 staan daar, ek wil die lof verkondig, Here, Psalm 30, want U het my gered, en my vyande laat dit bly wees oor my nie. Dis hoe Dawid dit skryf, maar dan veral vers 3, Here my God, ek het na U geroep om hulp, en U het my gesond gemaak. Here, U het my gered van die doodryk, my in die lewe gehou, toe ek al op pad was na die dood toe. Versies wat ek gemerk het, wat vir my besonder betekenis gehad het. En nou lees ek Psalm 31 van vers 1 af, vir die koorleier, 'n psalm van Dawid, by U Here skuilik, laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees my 'n rots om na toe te vlug, en bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. Terwille van die naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. En dan hierdie versie, in U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. In U hande gee ek my lewe oor, want U het my vrygemaak. Vers 14, ek hoor dreigemente van baie, dit dreig van alle kante af. Baie span teen my saam, en smeer planne om my lewe te neem. Maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. Vers 16, my tye is in U hand. En dis ons tema ook vir vanaand, die deel van die tema, vers 16, my tye is in U hand. Saam met dit lees ons dan in Jesaja 43 eers, Jesaja 43, en daar lees ons in vers 1. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op die naam geroep, jy is myne. Terwyl ek in die hospitaal lê daar nogal heelwat van die dominees van die synode kom kuier van verskillende gemeentes af. En spesifiek die een paar predikante wat daar was, toe hy bid die dag, toe sê, Here, ek glo, Johan se naam is in die handpalm opgeskryf. Help hom en maak hom gesond. En toe dink ek aan hierdie versie. Ek het jou naam geroep, jy's myne. As jy deur water moet gaan, as ek by jou, deur 'n vuur, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek. Hoor weer hierdie woordjies van vers 4, dit kom ook in die prediking vanaand, omdat jy vir my kosbaar is. Gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Ek bring jou kinders van die ooste af, ek maak hulle bymekaar van die weste af. Ek sê vir die noorde gee, vir die suide, moet hulle nie terughou nie. Bring my seuns van ver af, my dogters van die uithoeke van die aarde af. En dan die laaste wat ek wil lees, is in Psalm 8. Psalm 8, die paar versies van die mooi psalm wat ook vanaand vir ons 'n boodskap het. Vir die koorleier met musiek, ook 'n psalm van Dawid. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die werk wat U tot stand gebring het.
So word die teestanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat hy aan hom dink? Die mens se kind dat hy na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ekskuus tog, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Tot sover, en 'n teksversie is daai vers 16 van Psalm 31 wat sê, my tye is in U hand. Dis tog nou verstik ek hiervoor. Wat 'n voorreg vanaand om in die huis van die Here te wees, en dankie vir elkeen van julle wat hier is. En dis spesiaal, en dis vir my lekker om hier te wees. En dis altyd ekstra lekker, as mens iets kry jy vir 'n ruk nie kon kry nie. En baie mense sal anders daaroor dink, maar vir my is dit verskriklik sleg om by die huis in die bed te lê, en op 'n Sondag die kerkklok te hoor lui, en op 'n stadium het ek so deur die venster gekyk, en jy sien die karre hier, en dit voel vir jou of jy eenkant gelaat is, iewers daar buite is, en jy is nie deel daarvan nie. So in die tyd van siekte het ek baie psalms gelees, en baie daaroor gedink. En as 'n mens nou tussen die psalms lees, dan kry jy baie keer ietsie spesiaal. Ietsie wat jou uitkom, wat vir jou ekstra spesiaal is. Weet jy van julle het al baie keer ou klere of iets weer aangetrek, en dan steek jou hand in die sak, en dan kry jy iets daar. Iets wat jy gemis het, wat lang weg was. Ek het so 'n jaar terug 'n troue gehou, daar aan die ander kant Kreersdorp, en toe wil die mense, toe sê ek nie, ek wil niks sê nie, en toe gee hulle vir my 'n koopbewys, in 'n verkie, en ek het dit in my sak gedruk. En Elsbie vra my op die dag, waar is dit? Ek sê nie, ek het nie idee waar is dit. Maar ek het so 'n ander donker navy pak, wat ek toe aangehad het. En nou die ander dag met die troue trek ek dieselfde pak weer aan, en toe ek my hand so insteek, voel ek, hier is iets in my sak. En toe ek nou uittrek, hier is nog al 'n R500 koopbewys. En die het te kom. Ek het gedog, ek het hom weggegooi. En dan is dit so lekker, hier kry jy hom weer. Nou, dis amper so. As jy so weer in die psalms lees, dan is dit soos of jy jou hand in jou sak steek, en jy haal iets kosbaar uit. Iets soos 'n juweeltjie. Iets wat spesiaal is. En die 3 dele wat ek vanaand gelees het, is vir my half soos juweeltjies, rondom ons tema van, jy is spesiaal vir die Here. En die eerste is, mens lees hier oor tyd, Psalm 31. Ons weet nie die agtergrond presies van, wat die rede was, wat presies gebeur het toe Dawid skryf oor tyd nie. Maar hy's in die nood. Dit gaan sleg met hom as hy skryf. Psalm 31, dit kan ons aflei. Wat presies as hy praat van die vyande, waarskynlik werklike vyande wat hom bedreig, en hy skryf, en dan sê hy, my tyd is in die hande. Ek lees van iemand wat sê, hy het in 'n begrafplaas geloop, en daar's 2 graffies langs mekaar, en een is van 'n ouma, sy het 77 jaar oud geword, die vrou, en langs haar 'n ander graffie, van 'n kind, en dis dieselfde name, so dit moes 'n kind gewees wat hierdie ouma se naam sou kry, en die kind het eendag gelewe. En dis soos mense is. Party mense kan 77, 80, 86 jaar en nog sterk wees, oud word, en ander mense gaan sommer vinnig dood. Ons lewe is broos, ons lewe is tyd, is tydelik. En ons weet nooit wat ons wanneer kan tref nie. Jy het nie idee nie. Een oomblik is jy gesond, en die volgende oomblik kan jy dodelik siek word. Ek het letterlik op 'n maandag na die 2 operasies hier by die huis gesit, en iemand kom kuier, en ek sê, dit gaan baie goed met my. En hulle was daar by die huis, en 'n uur later, toe is ek dodelik siek. Toe skielik het dit my getref, die kieme, en toe is ek terug hospitaal. En so is jou lewe, jy weet nooit wat gaan gebeur, môre en oormôre en wat 'n dag nie. Ons is tydelik. Hy 77 jaar, en langs aan iemand, een dag. En dis soos ons is. Ons weet nie. Ons is tydelik. En Dawid skryf daaroor, en hy het gevare, mense wat hom bedreig, en
En hy dink oor dit. En dan begin hy iets verstaan, en hy sê, maar ek moet daaroor reg dink. Dis nie hierdie vyande wat my lewe in hulle hande het nie. En dis nie siekte wat my lewe in hulle hande het nie. En dit het ek weer gedink. Dis nie dit nie. Dis nie siekte of 'n kiem of wie wat my lewe in sy hande het nie, of die noodlot nie. Jou lewe is in die Here se hande. En die Here is het die laaste woord oor jou lewe. Niets anders nie. Die Here het die laaste woord oor lewe. En dis wat hy sê, ons lees hy sê, wees my genadig, Here, want ek is in die nood. Van verdriet het my oë swak geword, ja, alles in my lewe vergaan van kommer, my jare van swaar kry. Deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit, as jy verder lees, vers 10 tot 12, Psalm 31. Maar dan praat hy, en dan sê hy, dis nie die vyand nie, dis nie siekte nie, dis nie die omstandighede nie, dis die Here. En dis die belangrike ding. Hy wil sê, wie bepaal jou tyd? En dan sê hy, my tyd word deur die Here bepaal. Niks en niemand anders nie. Wil ek so 'n stukkie lees wat ek gelees het van Martin Buber, hy's 'n Joodse Ou Testamentikus, en dis nou vertaal, hy sê, my ure is in die hand, van die kleinste onderdeel, tot die groter raamwerke van my aardse tyd is in God se hand. Die volgende sekonde, die volgende keer wanneer ek my oë knip, of my hart klop, of ek asemhaal, is in God se hand. Die volgende uur, die volgende dag, en na volgende winter, lente, somer, herfst, is in God se hand. My kwartaaltye, my eksamentye, klastye, werkstye, die rooi kringe op my kalender, die inskrywings in my dagboek, die afsnydatums en die spertye, die datum van die mediese uitslag of van die werksonderhoud, is in God se hand. Die swaarkrytye en die voorspoedtye, die jongmenstye en die ouderdomstye, die geboortetye en die stervenstye, verlede, hede, toekoms, eindtyd, tot in ewigheid, dit is in God se hand. En dis belangrik, dat 'n mens weet, my lewe, alles van my, is in die Here se hand. Maar dan is daar 'n tweede belangrike iets. Dis een ding om dit te weet, dat ek sê, my lewe is in die hand van die Here, hy bepaal tyd. Maar die tweede belangrike ding is, gee jou dit in sy hand. Amper iets wat ons gehoor het in Pinkster, nie? Die twee kante altyd, van die Here gryp my, maar ek gryp die Here. Aan die al twee kante. Die Here gee vir my genade, maar ek vat die genade. En dit leer ons by Dawid hier ook. My tye weet ek is in God se hande. Hy hou my lewe in sy hande. Maar dan moet ek dit ook doen van my kant af. Ek gee my lewe in u hande. En dis so belangrik, dat hy kom en sê, maar ek gee my lewe in die hand van die Here. Hy het my vrygemaak, skryf hy. Hy bid nie dat vir die vyand nie, hy bid vir die Here. Weet jy, as jy op enige tyd in 'n Joodse huisgesin, 'n ware ortodokse Joodse huisgesin sou inkom, waar hulle besig is met hulle godsdiens, dan sal jy hoor van die groot mense tot die kinders, in hulle gebed, sal bid, my lewe is in u hande. En as bid hulle, ek gee my lewe in u hand, soos koning Dawid gebid het. Dis deel van 'n normale gebed, soos ons sou bid, laat u wil geskied, sal hulle bid, ek gee my lewe in u hand. En die wonderlike is, dit is opgeteken dat 'n groot klomp, werklike groot gelowiges, soos Polycarpus wat in Smyrna in Turkye 'n marteldood gesterf het, en Johannes Hus wat in deesdae in Praag gesterf het, en Melanchthon en Martin Luther, almal van hulle het gesterf met hierdie woorde, ek gee my lewe in u hande, ek gee my lewe aan u oor. En nou weet ons mos, as jy 2000 jaar gelede buite Jerusalem, daar op die Damaskus kruispad by Golgotha sou staan, dan sou jy gehoor het, toe Jesus sterf, toe sê hy dieselfde woorde, ek gee my lewe in u hande oor. Hy gee dit oor aan die Vader. En dis so belangrik. Aan die een kant begryp ek dat my tye word deur hom bepaal, my lewe is in sy hande, maar aan die ander kant, die wonderlik om te sê, maar ek gee my lewe in die hande. En die wonderlike ding, daar's nooit iets beter
en lekkerder en heerliker wat jy ooit kan doen met jou lewe as dit nie. As om jou lewe in die hande van die Here te sit. Die hande wat deurboor was as gevolg van hoe lief hy vir jou is. Die hande wat baie mense gesond gemaak het. Die hande wat eintlik die skepping vashou. Die hande wat die heelal gevorm het by die skepping. Die hande wat so goed is dat dit 'n blommetjie kon vorm, maar ook berge kon plooi. En daai hande is die hande waarin jy jou lewe kan sit. Wat 'n fantastiese, wonderlike voorreg. En dis die eerste juweeltjie wat ek in die psalms nou weer gekry het is. My lewe en my tyd is in die Here se hande, maar ek gee dit ook in sy hande. Die tweede juweeltjie wat ek ontdek het is, wie is ek? Want weet julle, as 'n mens siek is, en jy bid, en jou mos nou aanbid, en baie mense bid vir jou, en op 'n stadium dan dink jy, maar wie is jy nou om te dink, dat die Here met jou gesond maak? Wie is jy nou om te dink, dat die Here moet na jou luister? Asof jy nou spesiaal is of belangrik is. Daar is so baie mense op die aarde, die hele wêreld is vol van mense, miljoene, biljoene, jy's 'n spellekoppie, hoekom sal die Here hom aan jou steur? En dan begin jy dink oor jou identiteit. Wie is jy? Wat is jy? Waar is jy? Jy weet, en veral ons wat in 'n wêreld leef, ons het baie nommers. Jy het 'n klomp nommers, jy het 'n identiteitsnommer, jy het 'n paspoortnommer, jy het 'n lisensienommer. Ons hele lewe, hoekom maak ek die ding so? Ons hele lewe is vol nommers. En ons kan baie keer dink ook, as gevolg daarvan, dat by die Here is ook maar net 'n nommer. Ek's 'n speldekoppie, ek's eintlik half niks nie. En dan kan jy wonder en twyfel, sal die Here na jou luister? En sal die Here jou gebed verhoor? Hoekom sal hy? Jy's dan niks nie, jy's nou net 'n nommer. Een van so baie op die aarde. En dan is die wonderlike, as jy mooi in die Bybel kyk nie, dat by die Here, en dit moet elkeen van ons onthou, is jy nooit 'n nommer nie. Die Here werk nie met nommers nie. Trouwens, hy sê dan juis, ek tel die hare op jou kop. Ek weet alles van jou af. Daar kan nie 'n haar van jou val, en ek weet dit nie. Ek weet alles van jou af, weet ek. Jy's nooit 'n nommer nie. Jy's spesiaal. En dit sê Jesaja 43. Ek het jou op jou naam geroep, jy's myne. Hy sê by geleentheid, dis op my handpalms gegraveer. Dis amper soos tatoeëer, dat jy's in die hande van die Here. Die Here in wie se hande jy jou lewe gee, sê, so het ek jou, ek ken jou by die naam, ek het jou naam geroep, sê Jesaja 43, jy's myne. Die Here ken vir my en vir jou beter as wat ek en jy ons eie kinders ken. En jy ken jou kind. En jy is vir jou kind lief. Die Here het jou meer lief ook as wat jou eie kind het. Nie een van ons kan ooit ons kinders, of ons man of ons vrou, of iemand so lief het as wat die Here ons lief het. Hy het jou spesiaal lief. Jy's vir hom kosbaar. Jy's nooit 'n nommer nie. Jou identiteit is, jy's 'n kind van die Here. Jy noem jouself Christen, na Jesus Christus. Ek is na hom vernoem. Ek is familie, ek is syne. En daarom die derde juweeltjie is, wat is jou betekenis? Wat is jou betekenis? Wie is jy? As ek nou weet, ek is nie 'n nommer nie, ek is iemand wat die Here ken. Friedrich Schleiermacher vertel dat hy by geleentheid in 'n parkie gesit het, en die tyd het sommer so verby gegaan, hy het gesit en dink, en dan kom iemand by verby, en hy sê vir hom, wie is die meneer? En hy kyk so, en hy sê, ek wens ek het geweet, wie is ek? Want ek het 'n naam, maar wie is ek regtig? Wie is ek? En dan lees jy Psalm 8, nee. En dan sê Psalm 8 vir ons voeltjies en visse en honde en katte, hulle het nie 'n bewussyn van hulle self nie.
Hulle kan hoe dierbaar wees, maar hulle kan nie dink oor hulle identiteit nie. Hulle kan nie dink, wie is ek regtig nie. Maar mense het 'n bewussyn van hulle self. Ek en jy kan dink, wie's ek, wie's jy, hoe's ek, hoe's jy? En wat beteken ek? En daar's die wonderlike, dat die Here kom en sê, ek het jou spesiaal gemaak, bietjie minder as 'n hemelse wese. Jy's die kroon van my skepping. Jy's spesiaal. Jy's iemand wat uitgesoek is na my beeld, na my gelykenis. En daarom, wat beteken ek en wat beteken jy? Want 'n mens kan maklik begin twyfel en dink, maar wat is ek nou eintlik werd? En dan wil ek vir jou sê, jy, elkeen wat hier sit vanaand, ek ook, ons is kosbaar. Jy's kosbaar, jy's spesiaal, jy het vreeslike groot betekenis. Jy is nie net 'n gewone mens nie, jy mag nooit wees nie. Jy is net jy. Want net jy het daai vingerafdrukke. Net jy kan jy wees. En as jy nie hier is nie, of daar is of iewers is nie, is jy nie daar nie. Niemand anders kan ooit jou plek vat. Net jy spesiaal. En dit moet jy wees. En dit moet jy weet, en daarom wil ek afsluit en vir jou sê, wees spesiaal. Moet nooit gewoon wees nie. Wees iemand spesiaal. En glo jy spesiaal. Glo in jouself. Want nie omdat jy iets wonderlik is nie, maar omdat jou identiteit deur jou bestaan voor God bepaal word. Hy het my vrygekoop, ek moet kosbaar wees. Hy ken my op my naam. Dit moet vir my 'n besondere identiteit gee. En ek is nie sommer net in hierdie wêreld. My noodlot word deur niemand, nie eers deur hierdie gemeente bepaal nie. Deur niemand in hierdie land bepaal nie. My noodlot, my tye, is in die hand van die Here, en ek gee dit in sy hand. Amen. Dankie Here. Dankie dat U ons so spesiaal gemaak het. En dat U dit vir ons keer op keer wil sê, jy is spesiaal. Jy is nie net 'n nommer nie. Ek het jou lief, ek het jou vrygekoop, jy's myne. En Here, dankie vir elkeen wat vanaand hier in die huis sit, en dat hulle kan uitgaan met hierdie weet, en dit kan vashou, en dit kan glo. En Here, dat ons elke vanaand opnuut vir U nou weer kan sê, Here, ek gee my tyd in U hande, my lewe in U hande, hou my vas. En dankie Here, dat U my ook op U naam ken. En dankie dat ek vir U kosbaar is. Vrygekoop deur Jesus se kosbare bloed.